Want dit is net soos 'n man wat op reis gaan en sy slawe roep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 talent gegee, vir 'n ander 2 en vir nog 'n ander 1, vir ander 1. Vir elkeen volgens sy eie vermoë, daarop het hy vertrek. Onmiddellik het die man wat die 5 talent ontvang het, daarmee gaan woeker en 'n wins van nog 5 gemaak. Net so het die man met die 2 nog 2 wins gemaak. Maar die man wat 1 ontvang het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld weggesteek. Na 'n lang tyd kom die eienaar van daardie slawe terug en eis rekenskap van hulle. Die man wat 5 talent ontvang het gekom en nog 5 gebring. Hy sê toe: meneer, u het my 5 talent gegee en kyk, ek het 'n wins van nog 5 talent gemaak. Die eienaar het vir hom gesê: mooi so, goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Die man met die 2 talent het gekom en gesê: meneer, 2 talent het u vir my gegee en kyk, ek het 'n wins van nog 2 talent gemaak. Sy eienaar het vir hom gesê: mooi so, goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Die man wat die 1 talent ontvang het ook gekom en gesê: meneer, ek ken nie. U is 'n hardvogtige man, wat maai waar jy nie gesaai het nie en wat oes waar jy nie saad uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek 'n talent in die grond gaan wegsteek. Hier is wat aan u behoort. Maar sy eienaar antwoord hom: jou slegte en lui slaaf. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en oes waar ek nie saad uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die bankiers belê het en met my terugkeer sou ek wat myne is met rente teruggekry het. Vat die talent by hom en gee dit vir die een wat die 10 talent het. Want elkeen wat het sal gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ek ook wat hy het weggeneem word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die duisternis daar buite, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Ons is in Jesus stories nommer 61. Ons vorder mooi. Hoopelik gaan ons hier deurkom voor ek eendag dood is. Ons prys die Here vir Jesus Christus. Sy wil vir my en jou lewe is dat ons hom sal ken. En al manier om iemand te leer ken is om te kyk na wat hy gedoen het en wat hy gesê het. En wat het Jesus gesê en gedoen? Hy het letterlik net gesê wat sy Vader gesê het en net gedoen wat sy Vader gedoen het. En dis hoe ons God ken. God wil hê ons moet al ons vertroue in ons lewe op hom sit en Jesus was ons deur na hom toe om dit te kon doen. Nou as ek hierdie storie van vanoggend lees, is daar een ding wat vir my baie sterk uitstaan. Daar's 'n klomp goed wat uitstaan, maar hierdie spesifieke een het vir my die meeste uitgestaan in hierdie storie terwyl ek deur hom gewerk het. Jou perspektief van God bepaal jou effektiwiteit in sy koninkryk. En ek gaan dit nou vir jou baie prakties verduidelik. Jou perspektief, die manier hoe jy jou verhouding met God beleef, die manier hoe jy God sien, gaan afhang hoe deel jy is van wat hy beplan vir die wêreld en wat hy doen in die wêreld. Jou hele manier van jou perspektief. So kom ek gebruik 'n baie praktiese voorbeeld. As jy vir 'n baas werk, dan sal jy weet, afhangend van hoe jy jou perspektief van jou baas. Het jy 'n goeie baas, het jy 'n slegte baas? Die maatskappy, afhangend hoe jy voel oor jou maatskappy, bepaal hoe effektief jy binne in daai maatskappy funksioneer. As jy 'n tiran van 'n baas het, wat nie 'n saak het met jou nie, nie eers omgee vir jou nie, en net produksie dryf, dan doen jy net die nodigste en jy kan nie wag vir 5 uur nie. Maar as jy 'n great baas het, wat jou intrek en jou deel maak van die familie, dan voel jy, ek is deel van iets, jy bring meer jou kant. En dieselfde is waar van jou verhouding met die Here. Die manier hoe jy jou verhouding met God sien, wie jy God beleef as, of wie jy dink hy is, bepaal of jy enigsins ooit deel is van sy koninkryk en werk in sy koninkryk. Of jy, en dit bepaal ook, is ek enigsins effektief of is ek baie effektief. So as jy 'n diep, persoonlike, intense, oorweldigende ervaring het van God elke dag in jou lewe, van sy genade en voorsiening. En jy's nie konstant besig om te veg vir oorlewing nie. Dis jy 10-1 meer effektief in sy koninkryk. Maar as dit vir jou die hele tyd 'n gestoei en 'n gesukkel is en die Here moet my help, hy moet my help, dan is jy 10-1 nie so effektief as wat jy dink jy is nie. En ons gaan dit vanoggend in hierdie storie sien. So hou dit in gedagte terwyl ons hierdie storie
ontleed en na kyk. Hierdie historiese inleiding in Matteus 25 is die gelykenis van die muntstukke en Lukas se weergawe is bietjie anders. In Lukas se weergawe hierdie storie kom in 2 evangelies voor. Wat ons wel weet, net om vinnig konteks te gee is, Jesus het hierdie storie vertel vir hoe dit gaan wees tussen wanneer hy opgevaar het en sy plek ingeneem het aan die regterhand van die Vader en totdat hy weer terugkom op die wolke. So hy skets vir ons hierdie prentjie om onsself te help om te sê, wat doen ons terwyl ons vir hom wag? Hoe is my lewe terwyl ek wag vir Jesus se terugkoms? Hy verf vir jou 'n prentjie om vir jou min of meer te verduidelik hoe dit gaan wees. Wie jy is en wat jou rol is. Waarom jy by jouself besig hou. So Jesus is Woensdag aand en is die laaste keer wat hy regtig 'n klomp wysheid deel met sy disippels. Donderdag aand gaan hulle nou net saam eet en Vrydag word hy gekruisig, dis die laaste week van sy lewe en hy het hierdie klomp profetiese goed wat sê wat kom. Wat kom? Sy disippels het hierdie goed gehoor en hierdie stories gehoor en nie 'n klou gehad waarvan hy praat nie. Want hulle het heeltemal 'n ander idee gehad van hoe God se koninkryk gaan lyk. Hy gaan in opstand kom teen die Romeinse volk en hy gaan 'n nuwe Joodse regerder word soos Dawid. Hy gaan 'n paleis hê. Hulle het heeltemal 'n ander idee gehad. So hulle het nie regtig 'n konsep gehad hoe om hierdie inligting wat Jesus vir hulle gegee het te verwerk nie. Ons sit vandag en ons kan terugkyk. Ons is eintlik in 'n verskriklike bevoordeelde posisie met al hierdie inligting, maar ek kan myself net indink hoe toe Jesus nou dood is en hy het gesterf, hierdie manne is so bang hulle bewe en hulle broeke kruip weg in 'n toegesluite huis. En hoe die ontnigtering gekom het, soos as hulle teruggedink het aan hulle tyd saam met Jesus, hulle persoonlike verhouding met hom, hoe hulle hom beleef het, wie God is, het al hierdie goed vir hulle lewendig geword en het begin vir hulle sin maak. En dis hoekom hulle dit toe nou neerpen. En dis hoekom as 'n bietjie verskille is in die stories. As al die stories 100% dieselfde was, moes ons gestres het, want dan was daar 'n konkeling aan die gang. Maar elke ou het sy eie belewenis en hoe hy Jesus het gehoor vertel het, neergepen, dat ons dit vandag kan kry. So dis wat hier gebeur. Wat maak ons in die interim terwyl ons vir Jesus se koms wag? Hoe lyk dit? Wat gaan gebeur? Kom ons spring weg, want dit is net soos 'n man wat op 'n reis gaan en sy slawe roep en sy besittings aan hulle toevertrou. Nou Lukas se weergawe klink so, Lukas 19 vers 12, net sy inleiding vir hierdie storie. Hy sê 'n man van hoë geboorte het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. Ek het gehou van hoe Lukas sy storie begin. 'n Man van 'n hoë geboorte, Jesus Christus, is uit die hemel uitgebore en het mens geword. Hoë geboorte, het na 'n ver land gereis, hy het na sy Vader toe gegaan, wat nie deel is van ons wêreld nie, om vir homself koningskap te ontvang. Want Jesus is nou die koning van die konings. Hy het dood oorwin, sodat elkeen wat tot vertroue in hom kan kom, hy sy Here kan wees. Hy jou koning van jou lewe kan wees. Hy is verheerlik deur God die Vader na God se regterhand. So hy skets vir ons hierdie prentjie, wanneer Jesus gaan, word sy koningskap deur sy Vader bevestig en dan terug te kom. Dan kom hy terug en dan kom hy na ons toe. So dis die manier hoe Lukas sy prentjie insit. So Matteus se weergawe was net gewees, luister, dis hoe dit gaan wees, hy's nie hier nie. Hy kom terug. So die man wat hier op reis gaan, is Jesus Christus. En hy het sy slawe geroep. Nou sy slawe het ek vorige keer vir julle verduidelik, ons is almal slawe. Niemand hou daarvan om te hoor hy's 'n slaaf nie. Jy's of 'n slaaf van sonde wat lei na dood toe, of Jesus koop jou los, jy sit jou vertroue in hom en jy word 'n slaaf van Jesus. Ons hou net nie van die woord nie as gevolg van ons negatiewe konnektasie daarmee. Ons is die slawe in hierdie storie. En as jy losgekoop is hierdie storie en jy sy slaaf, is hierdie storie eintlik briljant vanoggend vir jou. Jy gaan hier uitstap met baie goeie nuus vanoggend. En hy het sy slawe bymekaar geroep, almal wat sê ons vertrou Jesus dat hy ons koning is, dat hy my eienaar is. Daar's baie mense wat sê God is hulle eienaar en hy is al die tyd nie. Ons sien dit ook in vanoggend se storie. En hy het sy besittings aan hulle toevertrou. Wat is sy besittings? As jy Johannes gaan lees, is die aarde en die volheid daarvan behoort aan God. Alles is uit hom geskape, deur hom geskape, vir hom geskape. Wat beteken alles wat ek en jy het, die asem in ons longe, die son skyn, die wind, die weer, die geboue,
die klere wat jy in jou lyf het, die familie wat jy het, die verhoudings wat jy beleef, alles is iets wat uit God se hand uitkom in jou lewe. Alles. Jy is nie so oulik as wat jy dink en jy het dit self bymekaar gemaak en ek is in beheer nie. As dit is wie jy is jy definitief nog nie by God is jou eienaar nie. Dan is jy definitief nog onder sonde en jy dink jy's okay. Alles behoort aan hom. En hy het ons geroep. Hy sê, dis hoe jy jou lewe moet sien terwyl jy vir my wag. Dat alles wat in jou hande inkom, behoort aan my. En ek stel jou aan daaroor, om dit te bestuur ter wille van my koninkryk, ter wille van my huishouding. Bestuur dit tot die voordeel van God se koninkryk. Jy's 'n rentmeester met ander woorde. Niks wat jy het behoort aan jou nie, ek het hierdie al baie gesê. As jy nie aanneem dat alles wat jy het, wat in jou hande gesit is, gawes, talente, geld, energie, tyd, verhoudings, as jy aanneem alles is net daar vir jou gebruik, dis die definisie van gierigheid. Jy is aangestel in sy koninkryk as jy gered is, en jy is sy slaaf. En jy is veronderstel om dit te bestuur. Natuurlik het hy gesê, soek eers my koninkryk en ek sal vir jou sorg. Ek sal sorg dat jy niks kort kom nie. Natuurlik gaan van dit op jou ook van toepassing wees. Maar dis jy jouself moet sien, terwyl jy wag vir Jesus, wat terugkom. Jy is 'n rentmeester. Vir een het hy 5 talent gegee, vir 'n ander 1 2 en vir nog 'n ander 1. Elkeen volgens sy vermoë. Dis onregverdig. Ek bedoel, ek kan nie vir my een kind 'n bar one koop en vir die ander 2 'n seilstokkie gee nie. Dis onregverdig. Ons kry dit verskriklik vinnig reg om God onregverdig te bewys in ons koppe. Of ons nou wil erken of nie. Jy sit dalk vanoggend hier en jy voel, jy het nie dieselfde wat ander mense het nie. En jy dalk so 'n bietjie verwerping of bitterheid in jou hart daaroor. As jy met jouself moet dood eerlik wees. As jy jouself vergelyk met hoe dit met ander mense gaan, het jy al gesit en gedink, hoekom het ek nie wat daai ou het nie? Dis jaloesie. En jaloesie is niks anders as woede teenoor God nie, want jy het agter in die lyn gestaan toe daar uitgedeel is. Asof ek en jy, wat 'n mens se brein het, wat kan redeneer, op God se vlak kan redeneer. Die skepper van jou redeneringsvermoë, asof jy enigstens daar kan redeneer. En dan wil ons sê, dis onregverdig. Dis nie regverdig nie, dis nie regverdig nie. As alles gewerk het soos jy dink is regverdig, dan was jy God. En nie hy nie. Dis hoekom ons hom aanbid, want hy is 'n regverdige God. En sy definisie van regverdig en my definisie van regverdig is nie dieselfde ding nie. Hy weet presies wat hy doen. Hy gee vir elkeen volgens sy vermoë. En waar kom jou vermoë vandaan? Ook van hom af. Hy het jou gemaak. Hy weet tot wat jy in staat. Hy weet wat jou kapasiteit is. So om jouself met ander mense rondom jou te vergelyk is 'n nuttelose oefening. Dis 'n nuttelose oefening. En as jy dit doen, moet jy begin wonder, Christus, is ek ooit 'n slaaf van die Here? Waardeur word ek geregeer? My manier van dink? Wat ek dink ek verdien, ek moet kry? Of is ek sy slaaf? Is ek sy slaaf? Hy weet wat hy doen. So nadat hy dit uitgedeel het, nadat ons almal weet waarvan hy praat, want ons leef in hierdie wêreld en ons sien vandag, daar's mense, jy kyk dalk vandag vir mense en dink, kyk, daai ou het meer as ek gekry, maar as ek gehad het wat hy gehad het, weet ek sou ek beter gedoen het. Daai is alles die eie ek wat in my en jou binnekant opstaan in die gedagte ding van, ek weet beter as wat God weet. Hoekom hy doen wat hy doen? So hy het dit gedoen, en toe gaan hy. Onmiddellik het die man wat die 5 talente ontvang het, daarmee gaan woeker. Dis vir my so oulik, daar staan onmiddellik. En is so half asof hy so oulik is. Ja, kyk hoe nice is hierdie ou. As jy gered is deur God, jy is weergebore en hy het 'n begeerte in jou hart gesit vir hom, hy het jou losgekoop en jy het die vrug daarvan bewys deur te sê, ja Here,
dan word jy 'n nuwe skepsel, 'n nuwe mens. Jy werk nie meer om jouself te bevredig nie, jy werk nou om in God se koninkryk 'n instrument te wees. Dit red jou nie. Dit maak jou nie oulik nie. En ek gaan dit nou vir jou wys. Dis 'n natuurlike resultaat van redding wat jy reeds beleef het. Jy het nie 'n ander keuse as om onmiddellik weg te spring nie, want dis wie jy nou is. Hierdie ou het onmiddellik net weggespring. Hy sit hier, ek moet nou eers 'n bietjie inspirasie kry, ek moet nou eers 'n hele plan optrek, en hoe gaan ons hierdie uitdaging trotseer? Hy het net weggespring en geweet, ek is 'n nuwe mens, en ek is 'n instrument in God se hand, en alles wat ek het, kom van hom af, en ek bestuur dit vir sy heerlikheid. Onmiddellik hierdie man wat die 5 talente het, daarmee gaan woeker, en 'n wins van nog 5 gemaak. Want hy het die kapasiteit en die vermoë gehad om dit te doen. Daar staan nie, hy het nog 6 of 7 of nog 10 gemaak, hy het nog 5 gemaak. Want dit was sy vermoë. Net so het die man met die 2, nog 2 wins gemaak. Onmiddellik. Maar die man wat die 1 ontvang het, het 'n gat in die grond gaan grawe, en sy eienaar se geld weggesteek. Daai noem 'n mens passiewe aggressie. Weet julle wat passiewe aggressie is? Dis wanneer jy ongelukkig is met jou vrou, maar jy sê dit nie vir haar nie, en jy raak net stil. Jy's passief, aggressief. Totdat sy vir jou vra, wat's fout? Dan raak jy aktief, aggressief. Dis 'n vorm van rebellie. Van eintlik is ek kwaad. Eintlik het ek 'n wrok. Eintlik hou ek nie van wat nou hier gebeur nie. Hoe kan 'n slaaf kwaad raak vir sy eienaar? As hy nie 'n slaaf is van sy eienaar nie. Dis die enigste manier. Hy gaan grawe 'n gat. Wat is hierdie ou se perspektief van sy verhouding met sy eienaar? Hy gee dit weg, hy verklap dit in die storie. Ons lees, na 'n lang tyd kom die eienaar van daardie slawe terug en eis rekenskap van hulle. Kan jy sien daar, sê nie? Hy kom terug en hy veroordeel hulle almal nie. Hy eis rekenskap. Wat beteken? Dis waar dit vandaan kom. Ons is almal verantwoordbaar, want ons is aangestel as rentmeesters teenoor God. En hy gaan boeke vat op die einde van die dag. Vir dit wat hy in jou hand gesit het, en dit wat jy daarmee gedoen het. En as jy gered is, het jy niks om oor bekommerd te wees nie. Jy het onmiddellik weggespring. Hy is rekenskap aan die einde. Dit gaan gebeur. Die man wat die 5 talent ontvang het, het gekom en nog 5 gebring. Hy sê toe, meneer, ek het my 5 talent gegee, jy het my 5 talent gegee, en kyk, ek het 'n wins van nog 5 talent gemaak. En hy het dit verdubbel. Die eienaar het vir hom gesê, mooi so, goeie en getrou slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Julle weet, hierdie is 'n konsep wat in hierdie wêreld van ons vandag nog steeds werk. Jy begin by 'n maatskappy werk, en jy word aangestel in 'n, jy begin onder. Jy word aangestel in 'n lae pos, dalk is jy nie gekwalifiseerd nie, maar jy begin onder. Jy kry ouens wat sit in mense se poste vandag, wat nooit geswat het nie, maar in 'n wat eintlik veronderstel is om te geswat het vir die pos wat hy het. Hoe het hy daar gekom? Oor min was hy getrou, uiteindelik is hy oor baie aangestel. Dit werk in ons huidige wêreld so. Oor min was jy getrou, oor baie sê jy aangestel. Weet jy dat as God terugkom, dat dit wat jy gedoen het, gaan maak dat jy beloning ontvang. Dat dit nie net sommer is vir niks nie. Jy gaan nie voor God staan om veroordeel te word nie. Jy gaan voor God staan om jou beloning te ontvang. Vir wat jy gemaak het met wat jy gehad het. Oor min was jy getrou, oor baie gaan ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Daar's niks wat God se hart blyer maak in hierdie wêreld, as wanneer jy doen waarvoor hy jou geskaap het nie. Ek bedoel, dit werk in ons wêreld so. Dis soos wanneer ek iets bou by my huis. Vir die volgende week loop ek daar verby en kan ek nie ophou om te kyk vir wat ek gebou het nie. Dis so lekker. Want dit doen presies waarvoor ek dit gemaak het. En ek wil dit sommer vir almal waar wys. Kom kyk jy wat het ek gedoen. Ons het hierdie ding in ons. God is, dit maak God se hart bly. Hy's vol vreugde, hy borrel oor. Jy gedink jy kan vir God bly maak deur te doen wat jy doen.
Die man met die 2 talente gekom en gesê, meneer, 2 talente het u vir my gegee, en kyk, ek het 'n wins van nog 2 talent gemaak. Sy eienaar het vir hom gesê, mooi so, goeie en getrou slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Net hier is die ou met die 5 talent, veronderstel om op te daag en sê, wow, stop net, bus net hier. Skus, hoekom kry hy dieselfde as ek? Ek bedoel, ek het meer gedoen as hy, ek het 5 gehad. Want dis baie keer hoe ek en jy redeneer. Maar die ou met die 5 talente het dit nie gedoen nie. Want hy het homself nie vergelyk nie. Hy was nie besig met die mense langs hom meer as wat hy besig was met sy Skepper, en hoe vrygewig en genadig sy Skepper met hom is nie. En hoe liefdevol sy Skepper teenoor hom is nie. Hy het nie dit gedoen nie. En dan kom ons by die ou met die 1. Die man wat die 1 talent ontvang het oom gekom en gesê, meneer, ek ken u. O, Christus. Jy met jou mensbrein weet alles van God af. Die een wat jou geskaap het, dan is jy definitief God en nie hy nie. Ek het dit hier gesê, God se wil in ons lewe is dat ons hom sal ken, en hy is oneindig. So wat gaan ons doen as hy opdaag, en ons gaan ewigheid saam met hom spandeer? Ons gaan hom net beter leer ken, en in sy heerlikheid leef, en dit gaan 10 in 'n ewigheid vat. Ek ken nie, en kyk, hier gee hy vir ons sy perspektief van hoe hy sy verhouding met die eienaar sien. Jou perspektief van God bepaal hoe effektief is jy in sy koninkryk. U is 'n hardvogtige, die ou vertaling sê 'n harde man, die Engels sê ook 'n harde man, wat maai waar jy nie gesaai het nie, en wat oes waar jy nie saad uitgestrooi het nie. So hierso wys hy vir ons sy passiewe aggressie kom van iewers af. Hy is onregverdig. Ek het nie gevra vir hierdie 1 talent nie. Ek bedoel, hoekom gee hy vir my iets? Hoekom moet ek iets bestuur? Wat beteken hy is nog glad nie in submission onder sy eienaar nie. Ek hou glad nie van hierdie druk wat op my gesit is nie. Hierdie lewe is klaar swaar genoeg en die wêreld is klaar stikkend genoeg. Nou die Here nog vir my 'n verantwoordelikheid ook, en hy maak my 'n rentmeester in sy koninkryk. Ek het nie hiervoor gevra nie. En nou wil hy nog resultaat ook hê. En as ek wat al die werk moet doen. Hy's 'n harde man. Dis wat hy is. Ek is eintlik kwaad vir hom. Ek gaan rebelleer teen hierdie. Ja, en ek kan voorbeelde noem vir ons praktiese wêreld vandag. Mense vir wie ek lief is dood. Hoekom sal ek vir hom luister? Hoekom sal ek 'n rentmeester in sy koninkryk wees? Hoekom het ek met hierdie gebrek gebore? Hierdie is werklik wat met ons gebeur in ons het geloofskrisis sodra daar 'n natuurramp tref. Of jy jou werk verloor het. Asof ons weet waarmee God besig is. En ons ontwikkel hierdie woede in onsself, en as ons regtig lank genoeg gaan stil sit, en ons met onsself moet eerlik wees, gaan ons eintlik vir onsself vertel, ek weet nie of ek regtig van God hou nie. Ek weet regtig nie of ek enigstens wil deel wees hiervan nie. Jy het soveel regverdigings vir jouself al uitgewerk, hoekom jou lewe lyk soos hy lyk, hoekom jy leef soos jy leef. En is alles eintlik 'n bewys van die kondisie van jou hart. Want ek is nie nommer 1 nie. Jy is nie nommer 1 nie. Jy en jouself is 'n slaaf van sonde wat lei na dood. Hy is jou enigste hoop. Hy is jou enigste hoop. So ons kan sien, hierdie ou se perspektief was van die baan af. Hy sê dis wie God is. En dan sê hy, omdat ek bang was, ek leef uit vrees uit. Want hy gaan kom en hy gaan rekenskap vra. En dan gaan hy my veroordeel en hy gaan sê, jy het nie goed genoeg gedoen nie. Omdat ek bang was. Vrees is die teenoorgestel van liefde. Hy het glad nie gedink God is lief vir hom nie. Hy het nie dit wat God in sy hande vir hom gesit het om oor 'n rentmeester te sien, as 'n genadegawe gesien nie. Hy het dit gesien as, ek wil dit nie hê nie. Hierdie is nie tot voordeel van my nie. Omdat ek bang was, het ek die talent in die grond gaan wegsteek. Hier's wat aan u behoort. Ten minste het ek dit nie laat wegraak nie.
Hier's dit terug. Hier's dit terug. Lukas se storie gee so ekstra versie net om vir ons te verduidelik wat volgende gaan gebeur. So hier's wat Lukas gesê het in sy storie. Hy sê, toe sê hy vir hom, die eienaar sê vir die slaaf, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte diensknegt. Hy sê, okay, kom ons vat dit wat jy sopas gesê het, en dan vel ek nou 'n oordeel met jou woorde. Met ander woorde, wat nou gaan gebeur, klink asof die eienaar sê, jy het geweet, ek is so hard. Maar dis nie wat hy doen nie. Hy's eintlik besig om vir hom te sê, kom ons redeneer op jou vlak. As dit wat jy sopas gesê het waar is, en die volgende is waar, dan jy sopas gesê, jy kon iets gedoen het. En kyk hoe begin hy. Jou slegte en lui slaaf. Want jy leef net vir jouself. Jy wil doen wat jy wil doen, wanneer jy wil doen, en jy wil gemaklik wees. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie saai nie, en oes waar ek nie saad gestrooi het nie. So kom ons sê, dis waar. Kom ons sê, ek is hierdie harde mens. Dan is die volgende ook waar. Daarom moes jy my geld by die bankiers belê het. As jy geweet het, ek gaan 'n opbrengs soek, nou vertel jy, nou gee dit as 'n verskoning om dit weg te steek. As jy geweet het, dit is regtig so, en jy was regtig bang vir my, dan sê jy dit vir die ou gegee het met 5 talente. Dat daar ten minste iets is om te wys. Jy sê dit vir iemand gegee het, wat iets aan my kon doen. Jy was nie regtig bang vir my nie. Jy wou nie. As dit wat jy sê sin maak. Jy wou nie. Jy moes dit by die bankiers belê het, en met my terugkeer, sou ek wat myne is met rente teruggekry het. So, hier sê die eienaar vir hom, jy kon so min gedoen het soos, gee dit vir 'n effektiewe ou. Dan was dit beter as niks. So, nee, maar hoe sal ek dit doen? Ek bedoel, ek het net een. Daai het klaar 5, hy het nie my een nodig nie. Want het gaan oor hom. En toe, wat sê Jesus? Of wat sê die eienaar? Van hy die talent by hom, en gee dit vir die een wat die 10 talente het. Dis onregverdig. Christus, hy het klaar 10, wat van die ou wat 4 het? Gee dit vir hom, want hy het ten minste nou 5. As jy jou maatskappy begin, en al werk mense in jou maatskappy, jy is dalk 'n maatskappy-eienaar, en daar is 'n ou wat produseer in jou maatskappy, en hy produseer goed, en daar is 'n ou wat glad nie produseer nie, maar hy is verantwoordelik vir goed, dan skuif jy daai verantwoordelikheid na die ou toe wat die beste presteer, vir die beste resultaat. Dis presies hoe jy dit sou gedoen het. Dis presies hoe ek en jy dit sou gedoen het. Hy skuif dit na daai ou toe. Hy sê, gee dit vir daai ou, oor min was hy getrou, oor baie gaan ek hom aanstel. Want aan elkeen wat het, sal nog gegee word. En hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ek ook wat hy het, weggeneem word. Ons sien hierdie vandag in ons huidige samelewing. As jy weier om verantwoordelikheid te vat vir wat die Here in jou gesit het, as jy lewe vandag en jy haal asem, of jy nou 'n Christen is of nie, het jy 'n verantwoordelikheid. En as jy met daai verantwoordelikheid niks doen nie, gaan jy naderhand niks meer hê nie. Sal dit weggevat word. En is nooit te laat om verantwoordelikheid te vat nie. Nooit te laat nie. En is nooit te laat om die heel minste te doen nie. Die heel kleinste te doen nie. Jy het nie eers nodig om baie te doen nie. En toe sê die eienaar, gooi die nuttelose slaaf uit in die duisternis al buite. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande, want dit is die resultaat van iemand wat 'n slaaf is van sonde. Hy was al die tyd nooit 'n slaaf in my koninkryk nie. Hy het net vir homself geleef. Jou perspektief van God bepaal of jy enigstens effektief is in sy koninkryk. Of jy besig is om in sy koninkryk enigiets te beteken. Wat leer ons in hierdie storie van Jesus?
Hy is 'n soewereine, vrygewige, genadevolle, liefdevolle, ek het nie genoeg plek gehad vir al die woorde nie, God. Is dit, kan jy vanoggend sê, dis hoe jy hom beleef? Word jy elke dag diep en intens oorweldig oor die genade wat hy vir jou gee, om weer 'n dag te leef, om weer 'n dag te bestuur wat hy in jou hande gesit is? Of is dit net 'n gesiggery en 'n gesukkelery en meer woede as vreugde? Is daar vrede ten spyte van al die moeilikheid in jou lewe? Ons grootste, ek het dit Woensdag aand by die woordskool ook gesê, ons grootste gestoei met ons verhouding met die Here vandag, is die feit dat hy soewerein is. Dat hy almagtig, alomteenwoordig, alwetend is. Want ons dink ons is. Ons gee vir onsself daai posisie. Ons kan dit sê, maar as ek kyk na wat ek self doen, nie as ek kyk na wat die mense om my doen, nie as ek kyk na wat ek self doen, glo dit regtig. Hy is 'n soewereine, vrygewige God. Nommer 2, hy deel uit en hy weet wat hy doen. Hoe lekker is dit dat ek nie hoef rond te kyk nie. Of my tyd eers hoef te spandeer in bitterheid of woede, of ek is onregverdig behandel nie. Hoe lekker is dit nie? Hoe lekker is dit nie om elke dag te weet ek is in die hand van die Here nie. Ek het wat ek het en ek doen wat ek doen. En God gebruik dit. Hier's van julle vanoggend wat hierso sit. As jy moet terugdink aan jou lewe van waar jy begin het en jy het begin werk, jy is dalk klaar met skool en toe begin jy werk, waar jy begin het en waar jy vandag is. En as jy moet terugkyk oor jou lewe, is daar nie enigiets anders wat regtig in jou lewe getuig as ek het oorweldigende dankbaarheid nie. En so baie keer vergeet ons dit. Tot die volgende probleem opduik, dan het ons weer vergeet dat hy daar was. En dat hy geweet het wat hy gedoen het, hoe hy vir my gegee het, wat hy vir my gegee het. Ouens, jou uitdagings in jou lewe kom ook van hom af. Want dis hoe jy groei en dis hoe jy leer. Hy verwag goeie rentmeesterskap. Hy verwag dit. Hy gaan opdaag om te kyk hoe het ons gerentmeesterskap doen. Hoe het ons gedoen met wat hy vir ons gegee het. En dit bring my by die volgende punt. En hierdie is die goeie nuus wat jy vanoggend moet hoor as jy 'n slaaf is in sy koninkryk wat besig is met wat hy in jou hande gesit het. Almal sal geoordeel word wanneer hy terugkom. Hierdie is goeie nuus. Luister, ek sê nie veroordeel word nie. Romeine 8 vers 1 sê Paulus, daar is geen meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. So vir elke ou wat weet hy's 'n rentmeester in God se koninkryk, beteken dit, jy gaan voor hom staan. Maar hy gaan nie wat jy weer verkeerd gedoen het, of jou sonde wat jy so haat, per ongeluk weer oor die lyn getrap het, nadat jy sy slaaf geword het, gaan hy teen jou hou nie. Dis nie hoekom jy voor hom gaan staan nie, want hy het jou vergewe vir dit. Hy weet jy is nog in 'n lyf en jy stoei daarmee. Hy weet dit is nie vir jou okay nie. Hy weet jy doen alles in jou vermoë om los te kom daarvan. Jy gaan nie voor hom eendag staan en dan gaan hy vir sê, maar jy het nog hierdie gedoen, jy het nog hierdie gedoen, dit gaan hy eers gaan pak slaag kry nie. Want Jesus het pak slaag gevat en dood gesterf vir dit wat jy nog gaan doen. As jy sy kind is, gaan jy voor hom staan om jou beloning te ontvang. En dis al hoekom jy voor hom gaan staan. Maar vir elke ou wat nie sy kind was nie, is veroordeling jou toekoms, waar daar 'n geween en 'n geknars van tande is. Hy beloon getrouheid en veroordeel ly vreesagtigheid. Inteendeel, ons ontmoet almal mense op 'n daaglikse basis en partykeer ontmoet jy mense wat totaal teenoorgestelde as jy redeneer. En soms probeer jy bietjie sin in iemand se kop inpraat. Soms probeer jy waarheid met iemand deel, maar jy kom nooit nêrens met die persoon nie. Want hierdie persoon het net 'n antwoord en 'n regverdiging vir elke liewe siek situasie in sy lewe en hoe hy nie kan nie. Het jy al met sulke mense te doen gekry? Dalk is dit jy. Wees eerlik vanoggend met jouself. Jy hoef nie met my eerlik te wees nie. Dis 'n vreesagtigheid en 'n luiheid wat jou gepak het. Wat sê, die lewe gaan nie soos ek dit wil hê nie. So ek rebelleer. En jy is dalk passief-aggressief.
Dis nie die plan vir die Here vir enigiemand se lewe nie, was nog nooit nie. En dan wil ek laastens hierdie ding sê. Christene werk vir hulle eienaar. Ek gee nie om hoe onregverdig jou baas in hierdie wêreld is nie. Of hoe onregverdig jy gehanteer word by jou werk nie. Jou hoogste gesag in jou lewe is jou soewereine God. So jy werk met wat hy vir jou gegee het vir hom. Daai is nie 'n verskoning vir 'n Christen nie. Dit mag so wees en dit is dalk waar, maar jy bly in vertroue onder God se gesag, besig om te doen wat jy elke dag doen. Want hy is die een wat uiteindelik in beheer is van jou lewe. En nie die gesag wat bo jou aangestel is in hierdie wêreld nie. En daarvoor het ons nie nodig om te praat nie, daarvoor het ons nodig om te doen. Mense sal dit sien. Daar sal 'n verskil by jou wees. As die baas onregverdig is by die werk, veral in 'n koöperatiewe maatskappy, dan weet almal op die vloer van daai baas. En almal sal praat van daai baas. Jy sal nie die een wees wat praat nie. Jy sal die een wees wat presteer en produseer ten spyte van hom. En die mense sal dink, maar hoekom is jy so anders? Hoekom doen jy wat jy doen? Hierdie ou hanteer jou dan so sleg. Want ek werk nie vir hom nie. Ek werk uiteindelik vir die Here. Die een wat my gered het, die een wat my sy liefde op my neergereën het en dit elke dag op my afstort. Sy genade oorweldig my. Ek kan nie anders as om onmiddellik en die heeltyd besig te wees nie. En verantwoordelikheid te vat vir wat hy in my hand gesit het nie. Kom ons bid saam. Sê ons Vader, ons loof en ons prys U. Dankie dat U ons nie net hier gelos het in hierdie stikkende wêreld, vas in hierdie lywe van ons wat so selfsugtig is nie, maar dat U ons kom verlos het. En dat U selfs toe U weg is vir ons gesê het hoe ons moet leef, wat ons moet doen, wat ons kan verwag. Dat ons nie hier in die duister rondploeter nie. Here, ons is so oorweldig deur U voorsiening en U genade en U liefde. Dankie, Here. Here, ek wil bid vir elke ou wat hierso sit, dat ons sal uitsien na daai dag waar ons moet rekenskap gee. Dat ons sal uitsien na U as ons heerser. Wie ons meer soek as enige iets van wat U het. Dat ons U soek, Here. Here, vir elke ou wat vanoggend hier so sit en verlam word deur hierdie lewe, ek wil bid, kom deur die Gees en gee hulle die krag om op te staan. As dit nodig is dat hulle weer gebore moet word om U te begeer, dat dit sal gebeur. En dat elkeen van ons sal werk as 'n slaaf in U koninkryk. En die vreugde saam met U daarvan beleef. Dis my gebed. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.